Hartlik welkom vanoggend hier. Ek het nou vir myself gestaan en dink ek gaan daai koffietafel skuif. Ons gaan hom hier voor kom sit. Almal hier voor staan. Maar dit is so lekker. Ek bedoel mense ruik die koffie en mense hoor hulle gesels, dis wonderlik. Hartlik welkom vanoggend hier by ons. Dis die begin van 'n nuwe termyn. En ons hoop dat die winter ons een van die dae gaan agterlos en dat ons allerlei interessante goed kan begin doen. Maar het is lekker om baie van julle te sien. En die van julle wat, ek hoor 'n hele paar wat nog aan die herstel is, na hierdie aaklige griep of wat dit ook al is wat in die omgewing is, pas julle self op asseblief. Goed, kom ek begin eers net met die afkondigings. Julle sal daar agter sien. Daar begin alweer 'n baie interessante projek daar agter opbou, die Coolerbox projek. Nou julle weet van verlede jaar hoe wonderlik dit was. Ek gaan nie vir julle baie inligting gee nie. Al wat ek vir julle gaan sê is hou hierdie spasie dop, want ons gaan die kaartjies begin verkoop. Daar's 'n hele paar goed wat daar gaan gebeur, ekstra pryse wat bykom en 'n geheim prysie wat gaan bykom en dan ook vir die eerste 20 ouens wat 'n kaartjie gaan koop, gaan die geleentheid kry om 'n tweede kaartjie of inskrywing gratis te kry. So die oomblik as daai ouetjie daar lank beter julle inskrywings daar gaan neersit. Peer, iewerster moet ek vir jou kans gee dat jy dit alles kom verduidelik, so die volgende paar weke, dan kom verduidelik jy vir ons presies wat daar aangaan, want ek dink ek dra dit nou vreeslik mooi oor nie, maar ek wil net almal opgewonde maak daaroor, en julle weet, dis die mooiste goed wat daar agter uitgestal word. So gaan kyk en maak reg om daar jou naam te gaan opskryf. Goed, onthou asseblief na die tyd 2 goed. Ek gaan vra dat ons na die erediens net vir 'n oomblik weer sit. Daar's 'n bitter belangrike afkondiging, 'n stukkie inligting wat na julle kant toe moet kom. So gaan sit net weer vir daardie oomblik asseblief. En dan herinner ek net al die kerkraad dat ons ook kerkasvergadering het vandag na die erediens, nadat ons nou hierdie belangrike aankondiging aangehoor het. Dan wil ek vra asseblief, as julle nou nog nie het nie, en julle het lus om na die gemeentekamp toe te kom asseblief. As jy nog nooit daar was nie, vra vir die ouens wat daar was, hoe lekker dit is. Ons werk nie. Ons praat met mekaar 'n paar goed, ons hou erediens op Sondag, maar die res van die tyd speel ons saam, eet ons saam, kuier ons saam. So asseblief, het sy jy jou eie tent of woonwa wil bring, of jy die kamers, waar daar vir 2 persone hulle eie kamer is met 'n badkamer, of in die groter Seleis. Kom kuier saam met ons, dit is altyd die lekkerste geleentheid om saam te kuier en 'n klompie mense beter te leer ken. Goed, dit is ek dink die afkondigings, ek gaan gou net die verjaarsdag hanteer. Wil dan net sê, dit gaan goed met Jan Oberholzer, hy's by die huis, is ek reg en Rita, en hy het net so 'n breë glimlag op sy gesig. Ek is baie dankbaar daarvoor. Ek is nie seker, ek dink nie oom Koos is al uit die hospitaal ontslaan nie, maar dit gaan goed met oom Koos. Hy lyk goed en ek hoop hulle sal sy vlakke van goed in sy bloed net reg kry. En dan met Petra gaan dit ook goed. Sy het net weer haar enkel gebreek en sy is in 'n rolstoel op hierdie oomblik. So ons dink aan Petra, want ek dink dit is nou die tweede keer hierdie jaar wat sy so groot ding oorkom. So ons vertrou dat dit met haar vinnig beter sal gaan en dat die bene aangroei sonder operasie. Goed, ek dink dit is min of meer al die goed daar. Ek wil net gou die verjaarsdag hanteer voordat ons aangaan. Die eerste ene is Rita. Rita, jy het al verjaar. Ek het nie vir Annetjie Knox gesien vanoggend nie. Nee, ek het nie. Tella, waar sit jy? Ek het die 2 seuns beloof. Ek gee vir hulle elkeen 'n systokkie, hulle vir hulle pa 'n systokkie sal vat. So, vat 2, dat jy vir pappa al eene vat. Daar sy. Kry jy joune? Daar sy. Goed, kom ons kyk wie verjaar nog. Lennard, waar is Lennard? Nie hier vanmôre nie. Kan ek waag om vir jou 'n systokkie vir hom te gee? Kan hy liewers te gee? Hoe eerlik is jy al nie vanmôre nie? Ansu, waar is Ansu hier? Ansu is hier. Môre? Ek sien ek jou naam voor ek heeltemal wegloop. Ansu, baie hartlik geluk. Net daaroor mag die seuns ook elkeen inkry.
Nee, moet nie mekaar opsteek nie, hoor. Alicia is nie vanoggend hier nie. Alicia Pedro. Goed, ja. Ek dink dis min of meer almal, het ek iemand gemis? Goed. Dan gaan ek gou vra, ons het dit lanklaas gedoen, sal al die kinders gou vir my hier kom sit. Kom gou hier. Ons het hierdie lanklaas gedoen. Kom sit sommer hier by my, waar ek vir julle kan kyk. Kom ek gaan bys vir julle. Net is. Daar is 'n lekker kussen. Wie gaan eers op die kussen sit? Maatjie, moet ek vir jou 'n kussen kry? As ek net terug sit, gaan sit ek daar op die stoel. Goed, gaan dit goed met julle? Wie is terug in die skool? Is julle bly om terug te wees in die skool? Nee. Hier is dat, nee. En wie dan weer begin sport doen? Oeh, lekker, dis daarom lekker, nee. Is dit lekker? Ja, dis lekker. Nee, wat? Mens moet leer om slim te word, nee. Oeh, en skool het vir my een ding geleer. Mens moet maar net aanhou en deurdruk, nee. Weet julle wat ek vir my kinders eendag gesê, hulle was nie gelukkig met my nie. Ek het vir hulle gesê, daar's nie om 'n probleem nie. Mens kan nie weghardloop vir 'n probleem nie. Nee, jy kan nie om hom gaan nie. Waar moet jy gaan? Jy moet deur hom gaan. Nee. En dis die belangrikste. Ons moet net deur die goed kom, nee. Ja, maar julle is almal slim man. Julle sukkel mos nie met die skool nie. Hè? Slim kinders julle, ek weet dit. Julle doen almal julle heel beste. Goed. Weet julle waaroor wil ek vanoggend met julle praat? Het iemand al vir jou iets gesê en dan, jy ken al die woorde, maar jy verstaan glad nie wat hierdie ou vir jou sê nie. Nee? Het dit al met julle gebeur? Het iemand vir jou iets verduidelik, maar jy verstaan niks, ek weet wiskunde reg so. Nee. Maar het dan met jou gebeur, het iemand vir jou iets vertel en dan verstaan jy nie wat hulle vir jou sê nie. Nee. Of het jy al, dis die ander ene, het jy al 'n liedjie gehoor en dan verstaan jy nie mooi wat die woorde sê nie. En dan maak jy sommer jou eie woorde op. Het julle dit al gedoen? Nou, dit gebeur baie keer met my, dan dink ek het 'n slim plan. Ek het 'n mooi prentjie wat ek vir iemand kan verduidelik, nee. En as ek vir hulle so mooi dit verduidelik het, dan kom ek agter, hulle verstaan niks wat ek sê. Het jy al gesien hoe lyk iemand as hulle niks verstaan wat jy sê nie? Huh? Nee, ja. Nou, dit gebeur nogal met my, nee. En ek wil vanoggend daaroor praat. Ek wil bietjie met julle praat oor hoe moet ons met mekaar praat sodat ons iets kan verstaan. Nee. Goed. Nou gaan ek vir julle 2 voorbeelde wys vanoggend van waar iemand iets heeltemal verkeerd verstaan het, nee? En gewoonlik dan niks verstaan het van wat jy gesê het nie. Goed, kan ek maar dit vir julle wys. En dan gaan ek vir julle wys hoe Jesus geweet het dat ons hierdie goed nie altyd lekker verstaan nie. Nee. En hoe hy gesorg het dat ons goed beter verstaan. Maak dit julle nuuskierig om uit te vind. Hoe het Jesus dit gedoen? Hoe het hy vir ons iets verduidelik sodat ons dit regtig kan verstaan? Nee. En iets so moeilik soos die koninkryk van God. Dis daarom maar 'n vreeslike ding. Hoe moet 'n mens dit verstaan, nee? Waar is die koninkryk? Hoe dan? Nee. Ek gaan vanoggend vir julle verduidelik hoe het Jesus vir ons verduidelik hoe lyk die koninkryk van God. En hoe moet ons dit verstaan? Goed. So julle moet mooi luister vanoggend, nee? In die preek. Moenie sit en dink aan môre se wiskunde nie, nee? Luister vanoggend bietjie na die preek. Alright. Goed. Maar kom voor ons begin. Oom Jaco, ek gaan nou die woorde net eers lees, nee? Dis lied 509. Hy sê: op berge en in dale en oral is my God. Waar ons ook telke male mag swerwe, daar is God. Wat beteken dit? Wie van julle kan vir my sê?
waar swerwe 'n mens? Dink jy dat die groot mense weet waar swerwe 'n mens? Nee? Dis wat ek vanoggend net wil sê, het ons al gedink wat hierdie woorde beteken. En partymal gebeur dit dat 'n mens goed sing en dan op 'n dag, dan slaan dit jou so tussen die oor. Dis eintlik wat hierdie beteken. Om Jakob blaai net vir my om na die volgende een toe. Waar ons gedagtes sweef of styg, ook daar is God. Omlaag en hoog verhewe, ja, oral is my God. Wat beteken omlaag? Weet een van julle? Kan ek vir die groep mense vra wat beteken omlaag? Daai tannie wys reg, sy sê so, onder toe. Nee, weet julle wat sê daai vers? Hy sê, waar ons gaan, dit maak nie saak of ons hier is en of ons op die ander kant van die wêreld is nie. Dit maak nie saak of ons in die diepste gat is of hoog in die hemel is in 'n vliegtuig nie. Die Here is oral. Verstaan julle nou daai vers? Ha. Kom ek verduidelik vir julle wat het gebeur toe ek 'n kind was. Ek seker julle doen dit nie, julle is baie soeter as wat ons was, nê? Maar kom ek verduidelik gou-gou vir julle weer net daai eerste 2 reeltjies. Hoe het ons Lied 509 verstaan, en as die groot mense begin giggel, is dit omdat hulle dit ook gedoen het. Nee. Albertus draas aan dole, en oral is hy boet. Ken jy die res nie? Ken iemand anders die res? Ons het nie geweet wat ons sing nie. Nee, ons sing ons Albertus draas aan dole, want dit is wat 'n mens hoor. Nee, ja. Goed, die volgende ene is enetjie wat ek met julle wil deel. Dis 'n stukkie video, en Jakob gaan hom gou vir ons soek. Luister net bietjie wat gebeur hier met die woord Halleluja. Goed. Dis moeilikheid, nee. Dit beteken definitief nie hallo Julia, nee. Ja. Die eerste van alles is, dis nie eers, soos wat Leonard Cohen hom geskryf het, is dit nie 'n Christelike lied nie. Hy gaan al uit die Ou Testament uit, en is baie meer kontemporêr, maar dit was net 'n mooi voorbeeld om vir julle te verduidelik, partymal kan 'n mens goed verkeerd verstaan, nee. Sjoe. Nou, die geheim is, ons gaan vandag 'n bietjie gesels oor, hoe het Jesus dit reg gekry, sodat ons sulke moeilike goed, soos die koninkryk van God kan reg verstaan.
So julle moet julle ore spits, né? Ek gaan probeer om op so 'n manier te praat dat julle ook kan verstaan. Is dit reg? Kom sê na die tyd vir my of jy verstaan het. Alright. Okay. Julle kan gou weer gaan sit op by my pa. Ons gaan so vir 'n oomblik broers en susters stil word. Soos wat dit nou ons gewoonte geraak het. Kom ons raak stil en dan begin ons met ons erediens. In die skare, in die kerk, in die stiltes, in gesprek, sê die Here vir ons, kom na my toe, almal wat moeg en oorlaai is, in ons vreugde, in ons pyn, in ons lag en in ons huil, in die vreemde, in die bekende, in tye van voorspoed en tye van ellende, sê die Here vir ons, kom na my toe, almal wat moeg en oorlaai is. Gemeente, genade en vrede vir u van God ons Vader, van Jesus Christus die Here en van die Heilige Gees. Amen.
redeneer oor die wet. En hy praat altyd op 2 maniere van die wet. Hy praat van die wet van die sonde en dan die wet van die liefde. Die wet van die sonde, daardie juk wat op ons geplaas is, wat ons nie kan nakom nie, maar die wet van die liefde wat ons leer om altyd besig te wees om te soek daarna, om God se liefde te leef. So vind ek dan hierdie wet in my. Ek wil die goeie doen, maar al wat ek doen is die slegte. Diep in my wese vind ek vreugde in die wet van God. Maar ek vind in my doen en late 'n ander wet, wat stryd voer teen die wet van my gees. Dit maak my 'n gevangene van die wet van die sonde, wat in my doen en late aan die werk is. Ek, elendige mens, wie sal my van hierdie doodsbestaan verlos? Aan God die dank. Hy doen dit deur sy Seun Jesus Christus ons Here. En dan sê hy in Romeine 5 praat hy oor hoe ons vrygemaak is en hy sê, God het ons dan nou vrygespreek deurdat ons glo. Daarom is daar nou vrede tussen ons en God, deur ons Here Jesus Christus. Daarom het ons in geloof ook vrye toegang verkry tot hierdie genade waarin ons nou vas staan. En ons verheug ons ook in die hoop om deel te hê aan die heerlikheid van God. Nou broers en susters, as 'n mens hoor hoe God in sy liefde ons vrygemaak het, dan bring dit eenvoudige mens by 'n antwoord. En daardie antwoord vanoggend, om te antwoord op hierdie genade, is 'n geloofsbelijdenis. Vanoggend lees ek dit vir julle en julle luister na hierdie woorde, wat oor al hierdie eeue kom, en nog net so kragtig in ons lewens inspreek, soos dit in die eerste mense se lewens ingespreek het. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees, en 'n ewige lewe. Amen.
Here ons God, ons praat vanoggend oor hoe maklik ons goed verkeerd kan verstaan. Hoe maklik ons in ons eie gedagtes, idees vorm, en hoe maklik ons die verkeerde idee kan hê. Hoe ons baie keer in gesprekke mekaar misverstaan. Goed, sommer net boor ons koppe is, en dat ons eers later besef, wat 'n werklike waarheid, dit is wat ons gehoor het. En dankie Here dat ons vanoggend kan luister na U wat vir ons kom leer het, en moeite gedoen het om ons so te leer dat ons regtig kan verstaan. Dat die woord die wonderlike manier het om met ons elkeen te praat, in ons eie wêreld en in ons eie gedagtes in. En dat die Gees hierdie woorde gebruik om ons eie lewe te ontsluit, om vir ons die waarheid bekend te maak, om vir ons dinge uit te wys wat ons verkeerd verstaan, en om vir ons ook verkeerde dinge in ons lewens uit te wys, en vir ons te help om dit reg te stel. Wil die Here dat ons vanoggend sal luister na U woord, om te kan verstaan, om te kan hoor, en dit te kan verwerk, en dit deel te maak van wie ons is, en hoe ons leef, en waarin ons op pad is. Dankie Here dat ons vanoggend hierdie voorreg het. Dankie dat U vir ons weer bymekaar gebring het na 'n vakansietyd. En gee Here dat hierdie kwartaal wat voor ons lê, 'n kwartaal sal wees waarin ons energie en ons tyd en alles wat in ons is sal gee om U te dien, om besig te wees met U werk, om aan U getrou te wees. So bid ons in die naam van Jesus ons Here, Hy wat ons verlosser is. Amen. Ek lees vanoggend vir ons Matteus 13, broers en susters, daar 2 gedeeltes, en dit is juist die verskillende gelykenisse, hele klompie van hulle wat so bymekaar gesit is. Hy het nog 'n gelykenis aan hulle voorgehou en gesê, die koninkryk van die hemel is soos 'n mosterdsaadjie, wat iemand gevat en in sy land geplant het. Dit is die kleinste van al die soorte saad, maar as dit uitgegroei het, is dit groter as die tuinplante en word dit 'n boom, sodat die voëls in sy takke kan kom nes maak. Hy het nog 'n gelykenis vertel. Die koninkryk van die hemel is soos suurdeeg, wat 'n vrou gevat het en in 'n groot skottel meel ingewerk het, totdat dit heeltemal deursuur was. In die koninkryk van die hemel gaan dit soos met 'n skat, wat in 'n saailand onder die grond lê. Wanneer iemand dit kry, maak hy dit weer toe. En omdat hy baie in sy skik is, gaan verkoop hy alles wat hy het, en hy koop daardie land. Met die koninkryk van die hemel gaan dit soos met 'n handelaar wat op soek is na goeie parels. As hy 'n baie waardevolle parel raakloop, gaan verkoop hy alles wat hy het en koop die parel. Verder gaan dit met die koninkryk van die hemel soos 'n treknet wat in die see gegooi is en allerlei soorte vis vang. As dit vol geword het, sleep hulle dit op die strand uit en gaan sit om die goeie vis in mandjies bymekaar te maak, maar die onbruikbares gooi hulle weg. So sal dit by die volëinding van die wêreld wees. Die engele sal uitgaan en die slegte skei van die goeies en hulle in die brandende oond gooi. Daar sal hulle huil en op hulle tande kners. Verstaan julle al hierdie dinge? Ja, antwoord hulle hom. Toe sê hy vir hulle, so is ook elke skrifgeleerde wat 'n leerling word in die koninkryk van die hemel, soos 'n huiseienaar wat uit sy voorraad nuwe en ou dinge tevoorskyn bring. Ons lees vanoggend tot sover, broers en susters. Gelukkig is elkeen wat hierdie woord hoor en uit hierdie woord gaan leef. Julle sou op die bord gesien het dat ons besig is met ons geskiedenisprojek. En nou kan ek nie anders as om so terug te dink na 'n paar geleenthede waar die interessantste goed gebeur het. Miskien sal ek 'n paar van hierdie staaltjies neerpen so tussen die geskiedenis deur. Maar ek onthou 'n dag wat my eie kinders nog klein was en iemand vir die kinders probeer verduidelik het oor die mosterdsaadjie. En ek het toe nou maar net nader gestaan want my jongste was nie die soetste nie. So ek het by hulle gesit net om seker te maak dat hulle rustig is. En so word daar vir die kinders mosterdsaadjies uitgedeel. Maar nou weet julle almal wat al kinders groot gemaak het, 'n mens gee nie vir 'n kind iets sonder om te sê wat moet met daai goedjies gebeur nie.
Want die eerste ding wat toe gebeur met die enetjie wat hier langs my sit, is sy vat daai saadjies en sy druk dit in haar mond. En die volgende sê sy en sy moet water kry, want daai saadjies was baie sleg geweest. Daar het ek geleer, moenie vir 'n kind iets sê of iets gee as jy nie vir hulle baie mooi verduidelik wat om daarmee te maak nie. Miskien moet ons begin vanoggend, broers en susters, met 'n definisie van wat die koninkryk van God is. Ons het 'n geneigtheid in die kerk om frases en woorde, tegniese woorde te gebruik, onder die indruk dat almal verstaan presies wat beteken hierdie woorde. So wat beteken koninkryk van God? En hoe manifesteer die koninkryk van God hier in ons wêreld? Hoe lyk die koninkryk? In die eerste plek moet ons van die koninkryk van God sê dat Jesus dit kom vestig het op die aarde. Nie dat God nog nie altyd regeer het nie, maar dat Jesus gekom het en fisies hierdie koninkryk kom vestig het daar waar hy met sy voete op hierdie aarde gestaan het. En deur dit wat Jesus gedoen het, sy sterwe en sy opstanding, het hy hierdie koninkryk ontsluit. En hierdie koninkryk is oral waar gelowiges deur die krag van die Heilige Gees bymekaar kom, aan die werk is, besig is. Dit word gesien alleenlik daar waar gelowiges besig is om te dien. Dis in ons en dis rondom ons. En dit brei uit, nie op grond van wat ons doen nie, maar op grond van wat die Heilige Gees doen. Ons het nie enigstens 'n manier om hierdie koninkryk vas te vat nie. Ons kan nie verduidelik waar sy grense is nie, want dit is God se, dis die Gees se. Ons kan maar net deelneem aan die koninkryk. En seker maak dat ons deel is, onderdanig is aan Christus as ons Here. As die hoof van hierdie koninkryk en van sy kerk. Die kerk is nie die vervoermiddel vir die koninkryk. So waar die kerk is en waar gelowiges in die wêreld beweeg, daar is die koninkryk van God teenwoordig. En hierdie koninkryk van God nou onsigbaar, nou waar ons nie mooi sy grense kan bepaal nie, maar net deel kan wees daarvan, is die koninkryk wat uiteindelik tot in die hemel strek. En dis eers wanneer ons deel word van die hemelse koninkryk, wat ons hierdie konsep die beste sal verstaan. Wat ons sal verstaan hoe God regeer, en hoe sy almag werk, en hoe ons daarvan deel is. Dit is uiteindelik die beste wat 'n mens kan sê oor die koninkryk van God. Ek het vanoggend begin deur vir die kinders te sê, het julle al 'n liedjie geluister en die woorde skoon verkeerd gehad? Dan sing jy lustig hierdie woorde saam. Albertus dra sandale. Maar dis nie die woorde wat dit eintlik is nie, en jy verstaan nie regtig waarmee jy besig is nie. Maar dis eers as jy hierdie woorde op papier sien, of op jou foon sien, wat jy kan uitmaak, maar wat is regtig hier gesê? En dan het dit eers 'n impak op 'n mens se lewe. Ek het ook die voorbeeld genoem van, as 'n mens 'n beeld gebruik, of 'n voorbeeld gebruik, en jy kan sien, hierdie voorbeeld is heeltemal bo oor iemand anders se kop. Ons sien dit baie, as die ouer geslagte, een of ander gesegde gebruik, en dan kan jy sien, die kinders het nie die vaagste benul waarvan ons nou praat nie. Eenvoudige voorbeeld wat ek in my eie huis beleef het, ek is geneig om, as ek wou sê dit is reg, okay, dan skryf ek dit OK. Want ek het groot geword met die letters OK, nee. Dan vra my kinders vir my, mamma, hoekom skryf jy dit so? Dis mos nie hoe dit geskryf moet word nie. En daar besef 'n mens net die verskillende maniere van verstaan, nie? En hoe 'n ding wat vir jou so van nature is, vir iemand anders nie so eenvoudig is nie. En dis hier waar ons vanoggend iets by Jesus kan kom leer. Hy wat die meester is van die voorbeeld, van 'n beeld wat hy gebruik, om iets te verduidelik wat baie moeilik verstaanbaar is. En as julle nou vanoggend getel het, het julle meer as 5 gelykenisse getel, agter mekaar, wat hy gebruik om iets te sê oor die koninkryk van God. Beelde uit verskillende plekke in hulle lewens. Want Jesus het een ding besef, een beeld is nie genoeg om vir almal te laat verstaan waarmee hy besig is nie.
So wat doen hy? Hy gaan haal beelde uit die verskillende plekke in hulle lewens. En hy gebruik hierdie beelde, wat almal min of meer dieselfde ding sê, om vir hulle te verduidelik, wat is die koninkryk van God? Die mosterdsaadjie en die suurdeeg praat met hulle wat landerye ken, en hulle wat die kombuis ken. Die verborgde skat en die parel praat met hierdie ou wat altyd op soek is na daai tipiese bargain, né? En die mark en die markplein baie goed ken. Die sleepnet met die vis praat met die vissers, waarvan sy eie disippels deel was, en wat hulle baie goed sou verstaan. So hy gebruik verskillende beelde, uit verskillende plekke in die lewe, om vir hulle te verduidelik, waarmee is hy besig. Maar hierdie beelde het almal min of meer dieselfde betekenis, en wil vir ons iets onderstreep. Dit wil vir ons sê van die koninkryk van God, dat dit teenwoordig is, maar dat dit onsigbaar is, en dat dit baie belangrik is, baie groot waarde het. En dan einde, as Jesus vir ons geleer van die koninkryk van God, is dit om vir ons te sê, jy wil deel wees van die koninkryk van God. Jy behoort alles in jou lewe op te gee, om deel te kan wees van die koninkryk van God. Nou kom ons kyk, daar's 'n paar elemente wat so by mekaar kom in al hierdie verskillende gelykenisse. Die eerste een is, dat almal van hulle element het van weggesteek wees, van nie dadelik raak gesien word nie. Die mosterdsaadjie gaan in die grond in. Die suurdeeg gaan in die meel in. Die parel is versteek, die skat is versteek in 'n stuk in grond. Selfs die vis in die water is nie dadelik sigbaar nie. Dit wil vir ons sê, die koninkryk van God is nie altyd dadelik uitkenbaar nie. Jy kan nie altyd sê, hier is die koninkryk van God nie. Dit is onsigbaar. Dit werk onder die oppervlakte. En dit vra van ons om daarvan deel te wees, om die heeltyd bewus te wees daarvan, dat die koninkryk van God hier is, en dat ons deel is daarvan, en dat ons dit moet uitleef. Die tweede ding wat al hierdie klein gelykenisse vir ons wil vertel is, dat die koninkryk van God het hierdie klein begin gehad, maar dit het hierdie reuse uitkoms. Dink nou maar aan die mosterdsaadjie, wat 'n groot struik word, en die meel wat uitbrei, as gevolg van die suurdeeg daarin. Die koninkryk van God werk nie volgens logiese reëls nie. Ons kan nie gaan en met 'n pen sy grense gaan trek en sê, dis waar die koninkryk van God hier op aarde is nie. Maar dis kragtig, en dis aan die werk, dis teenwoordig, ook deur die Gees wat by ons is. En die koninkryk van God is onverwags groot. Dink nou maar net aan hoeveel keer 'n mens agterkom dat op 'n plek in die wêreld waar ons gedink het daar nie Christene is nie. Die oomblik as die gordyn so 'n bietjie oopgemaak word, dan kom jy agter, ondergronds was daar 'n hele netwerk van gelowiges, van Christene, wat met mekaar hulle Bybels gedeel het, wat skelm by mekaar gekom het, wat kragtig aan die werk was deur die werk van die Heilige Gees. En dan besef 'n mens, dis hoe die koninkryk van God lyk. Dit is onsigbaar aan die werk, altyd besig, altyd teenwoordig. En dan wil hierdie gelykenisse vir ons sê, ons moet 'n reaksie hê. As jy hierdie gelykenisse hoor, as jy hoor dat die koninkryk is onsigbaar, maar dis aan die gang, dis teenwoordig en dis onverwags groot, moet dit by jou 'n reaksie bring. Dit moet vir jou vra, is jy deel daarvan? Wil jy deel wees van die koninkryk en die werk wat in die koninkryk van God gedoen word? En ons antwoord sal wees, ja Here, ons wil deel wees. Ons wil hierdie pad saam met U loop, want hierdie pad loop tot in die groot koninkryk in die hemel. En daarvan wil ons deel wees.
Koninkryk van God verduidelik vir ons dat daar 'n krag versteek is in deel wees van hierdie koninkryk en van God se genade. En dat hierdie koninkryk groter is as die som totaal van ons. Dat dit aan die werk is, dat dit teenwoordig is, en dat ons nooit daaroor bekommerd hoef te wees nie, want God bewaar en bestuur en beskerm sy koninkryk. Maar die koninkryk van God is hier. Dis die belangrikste ding in almal van ons se lewens. Om deel van die koninkryk van God te wees, met jou en my eerste prioriteit wees. Om getrou te wees aan die Here wat ons koning is. Hy wat die hoof van die kerk is. Hy wat ons hoof is. En saam met hom aan die werk te wees. En nou moet ons vanoggend vir mekaar vra, maar hoe werk hierdie goed in ons lewens? Hier waar ons in 'n oostelike voorstad van Pretoria is. Hoe werk ons lewens in die koninkryk van God? En dan besef 'n mens, broers en susters, as ons na ons eie lewens kyk, hoe waar dit is, dat die koninkryk klein begin, maar dat dit 'n groot uitkoms het, en dat dit van onskatbare waarde is. Hoe leef ons dit? Somtyds voel dit vir ons asof hierdie omgewing waarin ons leef, asof hierdie lewe waarin ons leef, dit vir ons onmoontlik maak om ons koninkrykslewe uit te leef. Daar's soveel uitdagings. Daar's soveel goed wat hier in jou kop leef en in jou lewe gebeur, wat dit moeilik maak om te fokus op dit wat in die koninkryk moet gebeur. Ons is so besig om vuur dood te slaan en te spartel en te spook met elke ding wat oor ons pad kom, dat ons gedagtes bitter min is by wat dra ek by tot die koninkryk van God. Hoe stry ons teen hierdie oormag van onheil en kwaad en onreg en pyn? Hoe stry ons teen strukture wat verkeerd loop? Teen goed wat baie moeilik reggemaak gaan word? Hoe kan ons as 'n klein geloofsgemeenskap ons staan en dien in die koninkryk van God? Partymal is die harde realiteite van die lewe net so erg, dat 'n mens eintlik staan en jy het nie antwoord nie. Jy weet nie wat die volgende tree is nie. Jy wonder, hoe bly jy in hierdie omstandighede getrou? Hoe bly jy die stem van genade, van liefde? Hoe leef jy dit in 'n wêreld wat dit nie wil hoor nie? In 'n wêreld wat regtig op hierdie oomblik onderste bo is. Waar ons broers en susters uitgelewer is aan goed waarmee ons niks te doen het nie. Wat in 'n oogwenk ons ekonomiese omstandighede heeltemal kan verander. Jy's nog besig, jy het jou planne gemaak, en aan die volgende oomblik gebeur daar goed in ons wêreld, wat hierdie planne net heeltemal omvergooi. En dan staan 'n mens met hierdie stuk vrees, hierdie stuk bekommernis in jou. Hoe reageer 'n mens hierop? Hoe trek jy nie laer en begin net fokus op jou eie sekuriteit en is net na binne toe besig en fokus glad nie op die werk wat die Here vir ons gegee het in hierdie wêreld nie, want dit is maklik om dit te doen. Ons trek baie maklik laer, broers en susters, en probeer die buitewêreld uithou terwyl ons hier binnekant besig is. Maar dis nie die werk van die koninkryk. Ons werk as deel van die koninkryk is om hierdie moeilike wêreld in te gaan met 'n boodskap van hoop. Met 'n lewe wat sê, al sou alles ten gronde gaan, nogtans sal ek dien en sal ek leef en sal ek bly wees. Want my Here is in beheer. Hy stuur hierdie wêreld en hy stuur hom nie na 'n afgrond toe nie. Die Here wil lief hê en red en bymekaar maak. Hy wil nie straf nie. Hy wil nie oordeel nie. Hy wil nie 'n einde maak nie. En dit, broers en susters, moet ons deurgaans gaan leef daar buite.
moet ons in ons alledaagse omstandighede en in al die uitdagings wat ons het, of dit nou 'n moeilike baas is, of iemand hier langs jou wat jou aftrek met al hulle negativiteit, of 'n moeilike probleem wat jy moet oorkom, of wat ook al die uitdaging is, dat jy die boodskap van hoop sal wees. Dat jy genadig en liefdevol en gasvry en vriendelik en al die ander goed sal bly, terwille van die koninkryk van God. Ja, want ons kan almal kla oor ekonomie. Ons kan almal kla oor misdaad en onreg. Ons kan regtig almal kla daaroor dat ons baie keer in vrees lewe. Ons kan regtig mekaar moeg maak met stories van hoe goed kan verkeerd loop. Van hoe siekte mense se lewens kan kom steel. Hoe mense partymal nie uit hulle donker kan kom nie. Ja, ons kan mekaar moeg praat met al die negativiteit. Maar dis nie wat ons veronderstel is om te doen nie. Ons is veronderstel om die lig te dra. Om te sê, nogtans is daar genade. Nogtans is daar liefde. Nogtans is daar hoop. Want 'n gelowige leef nooit sonder hoop nie. Voel jy soms asof jou gebed nêrens heen gaan nie? Voel jy soms dat jou pogings om goed te doen niks uitrig nie? Voel jy soms asof jou gawes wat jy het nêrens kan dien nie? Voel ons partymal as 'n gemeente dat ons kop teen die prikkels en ons probeer 'n verskil maak, maar doen ons dit regtig? Dan kom die gelykenisse terug na ons toe en sê vir ons doen ons deeltjie. Ander gelowiges doen hulle deeltjie. En al hierdie klein deeltjies kom bymekaar. En die Here maak dit 'n uitkoms wat groter is as wat ons enigstens kan besef of kan verstaan. En dit, broers en susters, is geloof. Om te glo dat God met ons klein bydraes, met ons klein pogingkies, iets groter kan bereik as wat ons ooit kan besef. Want dit is hoe die koninkryk van God werk. Dit is nie vir ons om te sien hoe dit gebeur nie. Dis die ou wat die saad saai, is nie die ou wat die saad laat groei nie. As ek die saad saai, moet ek dit los. Want dit is die Gees van God wat hierdie saad laat groei. Wat maak 'n mens as jy in 'n wêreld leef waar daar om jou onreg gepleeg word? Dan word jy die stem van geregtigheid. Die stem van reg en goed. Die stem wat sê hierdie is verkeerd. En ja, broers en susters, ons kan maar almal vir mekaar sê, dit gaan jou kos. Dit kos mense om op te staan vir dit wat reg en goed is. Maar dit is die genade en die krag wat ons van die Gees ontvang, om op te staan en te sê, in 'n golf van verkeerd, moet ons reg praat, moet ons hoop praat, moet ons geregtigheid praat. Ons klein projekte in hierdie gemeente wat probeer om 'n verskil te maak in mense se lewens, maak 'n verskil. Ons sien dit net nie altyd nie. Maar ons kan nie ophou omdat ons nie 'n verskil sien nie. Ons moet juis aanhou. Want dit lê nie in ons hande nie. Dit lê in die een wat hierdie koninkryk ontvestig het se hande om hierdie koninkryk uit te brei. Dan mag voel mense hulle geloof is irrelevant. Daar gebeur niks. Onthou net dat geloof het te doen met jou verhouding met die Here en hoe jy kies om saam met hom hierdie pad te loop. En ons almal kies om saam met hom die pad te loop. En so is daar miljoene ander wat kies om saam met die Here hierdie pad te loop. En dan begin ons hoor, hoe klink die voetstappe van die koninkryk van God. As ons almal net saam staan en die regte goed doen, hoop leef, liefde uitdeel, genadig is terwille van die Here. Ons troos lê hierin, broers en susters, dat God juis werk deur die klein bydra, die stil gehoorsaamheid,
die enkelstem in hierdie wêreld. En dat hy wonderwerke kan verrig op grond van daardie klein en stil en enkel. En die wêreld kan verander. Hy het die wêreld verander deur een mens. Jesus Christus ons Here. Hy het sy Gees gestuur sodat daardie werk aanhou kan gebeur. En nou kan ons nie moedeloos raak langs die pad omdat ons nie die resultate sien nie. Die Here weet waarmee hy besig is. Die skat en die parel wil ons daaraan herinner. Jy het hierdie kosbare skat ontdek. Die koninkryk van God is die kosbaarste wat jy ooit kan besit. Maak dit jou eie. Word deel daarvan. Gee jouself oor aan die koninkryk van God en leef dit elke dag. Hou op om laer te trek na binne en eers te werk aan sekuriteit. Werk aan die koninkryk van God en God sal jou begelei om al hierdie ander goed in plek te sit. Kom ons kyk eerlik na ons uitdagings en ons lewens en vrese wat in ons kop leef en die goed waarteen ons blind staar. En ons gooi dit teen die werklikheid van die koninkryk van God waarvan ons deel is, wat in ons lewens is, wat hier is. En dan kies ons broers en susters vir die koninkryk bo al hierdie goed wat ons terughou. En ons gaan leef dit. Want Jesus het gesê, dit is 'n skat wat alles werd is. Wat vir jou hoop gee, wat vir jou die toekoms oopsluit. Wat vir jou die ewigheid gee. Hoe lyk dit vir elkeen van ons, môreoggend as ons opstaan, en ons werk toe gaan, en skool toe gaan, en begin met al die goed wat ons in 'n dag doen? Gaan ons die gedagte van die koninkryk van God waarvan ons deel is, deel maak van waarmee ons besig is. Uitleef daar waar jy met jou vingers in die grond vroetel, of daar waar jy in jou motor sit en bestuur, of daar waar jy agter jou rekenaar worstel by die werk, of waarmee ons ook al besig is. Dat die besef van ons wat deel is van die koninkryk van God en wat ons opdrag is, dat dit die hele tyd by ons sal bly. En dat ons daarmee besig sal wees bo enige sekuriteit en enige vrees en enige uitdaging wat oor ons pad kom. Amen. Kom ons sluit ons oë in 'n dankgebed. Here ons God, baie dankie dat ons vanoggend kan besef hoe groot die werklikheid is waarmee U besig is. Hoe ontasbaar groot is die werk wat U in hierdie wêreld mee besig is. En Here, laat ons vrywillig kies om deel te wees van dit waarmee U werk. Want Here, U werk nie met rand en sent nie, maar met hoop en genade en geloof. Maak ons deel, Here, van U groter prentjie. Laat ons met ander oë na ons wêreld kyk en nie vaskyk teen dit wat ons uitdaag nie, maar geleenthede raak sien, hoop bring, U lig in hierdie wêreld wees, vir waar ander hulle blind staar teen dit wat voor hulle is. Here, gee vir ons oë van geloof, wat kan raak sien waar U in die koninkryk besig is. Hoe werklik dit vir ons kan wees, hoe deel ons daarvan is en bly. Dankie Here dat U vir ons in staat stel om te onderskei tussen goed en kwaad. Dat U vir ons deur die woord begelei om dieper te kyk en beter te verstaan en op 'n ander manier na ons eie lewens en onsself te kyk en U hande oral te sien. Dankie Here dat ons kinders so kan leer. Dat ons wat gelukkig is om kleinkinders te kan hê, dit vir hulle kan leer. Dat ons in ons wêreld besig is om dit vir mekaar te sê en te verkondig en te getuig. Here, dankie dat ons hier in ons klein omgewing soveel rede het om U te loof vir die wonderdade, vir die genade,
en vir die redding wat U bring. Maak ons, Here, 'n voertuig van hierdie genade. Leer ons om die geleenthede te gebruik waar ons kan getuig oor U en U goedheid. In hierdie week wat voor lê, Here, gee dat ons dit met ons sal saamvat en dat ons daarvan sal gaan getuig en sal gaan leef, omdat dit die kosbaarste is waaroor ons ooit kan beskik. Dit bid ons in die naam van ons Here Jesus Christus, Hy wat ons verlosser is. Amen. Ontvang nou die seën van die Here en gaan in sy vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by die elkeen wees. Amen.
Goeiemôre gemeente. Welkom terug na die vakansie. As we nou nie vir mekaar moet jok nie en nie mekaar mooi moet verstaan, laat sê as die kerk nog 'n bietjie leeg hoor. Maar baie welkom, is lekker om almal terug te hê. So kom ons gesels gou eerskomende Vrydag. Het u nie planne nie, as u het kanselleer. Want u gaan kerk toe kom, nie vir 'n erediens nie, maar ons gaan vasdra hou hier in die kerk. En as jy 'n kind het wat toesig nodig het, daar gaan hulle broembol in die saal wees, waar hulle en daar met hulle broembol speel. Wat het hulle nodig daarvoor? 'n besem en kouse. En klere natuurlik, maar besem en kouse. Goed? En so ons gaan mooi na hulle kyk, hulle sal veilig wees. U kom vasvra toe asseblief. Ek het nou amper gesê, ek het goeie nuus vir die kinders. Hulle almal is reeds ingeskryf vir die broembol. Dit is gratis. Julle kan julle ouers vasvra toe stuur. Hulle gaan 'n geldjie betaal, R50 per persoon asseblief. Ons gaan sop hê vir julle vir die aand. As u nie van sop hou nie of iets anders in gedagte gehad het, bring dit saam in 'n mandjie. As jy hou van ietsie om te drink, bring dit saam. Dit beloof om 'n regtig gesellige aand te wees. Ons het in die verlede al so vasvra gehad en dit was regtig baie lekker. Ons het ook 'n eksterne persoon wat dit vir ons gaan hou. Dis nie ek wat vir julle gaan probeer vasvra nie. Dit is 'n eksterne persoon en dit is wat hy doen vir 'n lewe. So ons sien baie uit daarna. Dit is regtig baie welkom. Vrydag aand 6:00 dink ek begin dit en die kinders kan dan 'n bietjie van rondloop. Is daar enige vrae? Moet ons voorberei vir die vaste? Jou algemene kennis. Ja, waaroor alles? Oor algemene kennis goedjies. Mag ons ons fone byderhand hou? Kom ons besluit op die aand. Wie's daai? Wie's daai? As jy sê jou gaan nie baie meer mense kom. Kom ons kyk. Wel, niemand gaan dom lyk. Kom ons stel dit so, né? Nog enige vrae? Dat almal my verstaan, hè? Fantasties. Kan ek gou vir al hierdie mooi kinders wat vanoggend hier was, daar by Tannie Marinda gaan staan asseblief. Chop chop. Maar staan gou daar. Ons gaan 'n erewag vorm. Jy het 'n papiertjie gekry vanoggend om in te skryf. As jy nie 'n pen het nie, daar agter is penne. Die kinders gaan erewag staan en kinders, julle laat nie 'n groot mens verby loop wat nie vir jou 'n papiertjie gee met hulle name op nie. Baie belangrik sies, ek het dit vergeet. As jy een persoon is wat inskryf, is goed. 2 persone is goed. 3 persone is goed. Ons gaan spanne opmaak van tussen 4 en 6. So moenie voel dat as jy nie 6 mense het, jy kan nie inskryf nie asseblief. As dit net jy is, kom saam. Ons gaan op die aand sorg dat die spanmaats het en dit lekker saam met ons geniet. Right, al die kinders, asseblief. Wat sê jy so 'n kind voel as jy ook welkom daar agter? Staan gou vir ons 'n erewag daar en groot mense 'n lekker dag vir julle kry. Ja, sien julle Vrydag.